aangaande dit. Die tema van vandag se prediking is baie eenvoudig, die tema wat ons goed ken, die onverdiende genade van God. Die gedeelte wat ons gaan saam lees vanoggend is Romeine 3, daarvan vers 1 tot en met vers 8. 'n Baie mooi argument wat Paulus ook met hierdie gemeente het, en wat vir my kosbaar is van Paulus, ons ken hom ook as so 'n man, bestuurder van die Here, is dat hy altyd by die Bybelse beginsels bly wanneer hy vra of stellings antwoord of regstel. Dis 'n wonderlike eienskap. Ons kan dit ook hê. Ek en jy kan dit ook toepas in ons lewens. Natuurlik gaan ons die Bybel doen. Dis een Paulus kom openbaar die geopenbaarde woord van God in sy skrywes en hoe hy ook veral hier met die Jode praat. So ons gaan dan saam lees in Romeine 3, daarvan vers 1 tot en met vers 8. Ons gaan nie 'n spesifieke gedeelte uitlig nie. Jy sal sien deur die preek heen sal ons daar kom en die vrae verwys en uiteindelik ook Paulus se antwoord op dit kry. Voordat dan saam lees uit die woord van die Here uit, en vra die mans wat ons staan, dan nader ons tot God in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons staan ons oë op na die berge en ons vra, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons weet ons hulp en ons krag en ons ondersteuning en troos kom van U af. U wat die skepper van die hemel en die aarde is, dit wat ons sien en nie sien nie, dit wat ons ruik en proe, en selfs dit wat ons nie ruik, proe of hoor nie. Want ons weet, Here, dat U ver verhewe bo die menslike verstand enige tegnologie is. En daarom staan ons dan ook op hierdie oggend verwonderd, want ons beleef en besef, ons is in U teenwoordigheid. Dit is vir ons die grootste gawe van genade wat ons kan beleef, en dit is dat daar toegang is tot U, o Here. Maar ons weet, Here, dat U as Vader diep getref en gekos om U eie seun voor te berei om na hierdie wêreld te kom, om te sterf, verneder te word, opgespoeg te word, dat ons die voorreg kan geniet om kinders van die lewende God te wees, en daarmee saam onder die hand van genade en die hand van liefde te staan, om ook 'n hoop te hê, hier in die tydelike lewe regdeur tot in die ewige lewe, wat nie van hierdie wêreld is nie. 'n Hoop te hê van 'n ewige lewe selfs na die dood. 'n Hoop te hê van 'n erfporsie in die hemele wat ons name bevat, ja, geskryf met die bloed van Jesus. En wanneer ons al hierdie dinge hoor en dit nadink, dan besef ons, Here, U goedheid hier kan ons nie pyl nie, maar wie word daardeur nie diep getref? Het raak ons diep in ons harte, in ons gedagtes en in ons lewens, Here, dat selfs al verdien ons dit nie, gee U vir ons as die goeie gewer van alles. Alles wat ons nodig het hier in die tydelike lewe wat tot diens is van ons saligheid en die ewige lewe. En baie dankie dat ons dan ook vanoggend hier by die kerk by mekaar kan kom, want dit is 'n aanbiddingsplek wat U vir ons gegee het, om as 'n geloofsgemeenskap saam te kom, laag te trek en hier met eensgesindheid en die eenheid van geloof te fokus op dit wat saak maak. Dit is God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Die Heilige Skrif, genade alleen, geloof alleen, die verlossing van ons Here Jesus Christus alleen, en daarmee saam ook tot U eer. Ons bid daarom ook, Here, dat U vanoggend oor die eie eer sal waak hou, en dat U ons ook sal gebruik, bloot as spreekwyse en woorders, om ook U te kan fokus. Ons dink in besonder aan Boobie Melanie,
Danelle Malan wat nog tans in die hospitaal verkeer na 'n groot motorongeluk. Ons kyk na hulle insident, ons kyk na die ongeluk, ons kyk na die week wat verby is en al wat ons raak sien, Here, is U goedheid, U guns, U vingerafdrukke. En daarvoor is ons U baie dankbaar, Here, dat U in beheer is en beheer sal bly. En dat U self die enigste is wat die onmoontlike moontlik kan maak en ons eer U daarvoor. Ons bid ook so, Here, vir die pad wat voorlê, dat U ook die hand van genesing en herstel oor hulle en die families, die oupas, die oumas, die ooms, die tannies, die niggies, die neefies, die geliefdes, die vriende sal hou. En dat ons ook in hierdie tyd sal sien, Here, hoe U besig is en dat ons in ons eie geloofslewe ook daardeur geraak sal word en ook sal groei tot geloofsvolwassenheid. Ons staan ook aan die voorpunt van 'n nuwe seisoen waar ons afhanklik, soos elke ander dag voor U staan en na U toe kom en smeek, Here, dat as dit U wil is, dat U ook 'n normale seisoen sal het geskied. Die wolke sal open en die reën gee, want U alleen is die een wat groei en lewe kan bewerk en ons besef dit al hoe meer elke dag. Ons staan nietig en klein en swak en sondig voor U, maar daardeur bely ons ook, Here, dat ons nie sonder U kan. Ons vra dat U ook, wanneer ons dan die woord lees, dat U deur die woord tot elkeen van ons sal spreek en dat daar 'n duidelike onderskeid getref sal kan word tussen die stem en die stem van die wêreld, ons gedagtes, dat in ons harte aangaan, dat ons vir hierdie paar minute wat voor lê werklik die bevoegdheid sal hê om U stem te hoor en dat U stem ons harte sal deurboor en dat dit ook in ons eie lewens 'n sekerheid sal bring dat U in beheer is. Ons vra, Here, dat U ons ongeregtighede en ons sonde sal vergewe. Ons bid vir die kragvolle uitwerking van die Heilige Gees wat ons sal lei en sterk laat staan in hierdie donker wêreld waarin ons lewe. Ons bid dat U ons sal help om lig en duisternis te wees. Maar ook vra ons, Here, dat U ons sal gebruik om U te eer. In Jesus naam bid ons dit deur die kragvolle uitwerking van die Heilige Gees. Amen. Ons lees dan vanoggend saam Romeine 3 en ons gaan daar saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 8. Daarna sal ons spreek in die gedeelte wat ons saam gelees het. Kom ons luister na die woorde van die Here. Ek lees vanaf vers 1. Wat is dan die voordeel van die Jood? Wat is die nut van die besnydenis? Groot in alle opsigte. Ten eerste tog seker dat aan hulle die woorde van God toevertrou is. En wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie. God moet waaragtig wees en elke mens leenagtig, soos geskrywe is, sodat U geregverdig kan word in die woorde en oorwin as U gerig hou. Maar as ons ongeregtigheid die geregtigheid van God bewys, wat sal ons sê? Is God wat die toorn oor ons bring, dan nie onregverdig nie? Ek spreek menslikerwys. Nee, stellig nie. Want hoe sal God anders die wêreld oordeel? Maar as die waarheid van God deur my leen oorvloediger geword het tot sy heerlikheid, waarom word ek dan nog as sondaar geoordeel? Moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voortkom. Hulle veroordeling is regverdig. Tot sover die skriflesing en die lewende woord van ons Here. Salig is elkeen wat dit vanoggend gehoor het. Glo dat dit die Vader is wat met ons spreek en sy na haar opsluit en haar volgens gaan lewe. Die geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, het jy al ooit in die stilte van die nag daar gelê met 'n selfondersoek of terwyl jy so 'n bietjie na jouself kyk, met trane wat so stilletjies die een na die ander oor jou wange loop, gewonder? Na jy 'n deeglike ondersoek oor jou menswees en jouself gedoen het, gewonder, is ek goed genoeg vir God? Is ek goed genoeg vir God? Kan hy my werklik lief hê met al my foute
met al my tekortkominge, met alles wat ek besig is om te doen, en selfs in volhard. Kan hy my werklik lief hê met al my gebroke beloftes, die een na die ander, ja, geliefdes, daardie beloftes wat ons baie goed ken, veral wanneer ons in 'n krisistyd tot die Here nader en sê, as U dit of dat, dan sal ek so en so. Kan hy my werklik lief hê vanweë al my sondes wat ek doen, ja, daardie sondes wat soos 'n las op my hart druk. Miskien gebeur dit wanneer jy in 'n spieël staan en kyk. En hierdie beeld wat jy in die spieël sien, maak jou twyfel. Twyfel of jy ooit waardig kan wees vir God se liefde en God se redding. Ek dink wanneer ons eerlik met onsself is, en ons almal hierdie stemmetjie wat so in ons gedagtes fluister. Jy is nie genoeg nie. Jy verdien geen redding nie. Jy verdien dit nie om God se genade te kan beleef en dit te kan voel nie. Wanneer 'n mens daardie punt beleef, dan sny dit ons harte diep. Dit breek as te ware ons moed. En hierdie twyfel laat ons harte krimp. Ons ken hierdie oomblikke in ons lewens, geliefdes, want ons ken onsself die beste van almal. Maar vandag in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het in Romeine 3 vers 1 tot 8, kom Paulus as te ware en hy kom stel homself aan ons bekend as 'n vriend wat in hierdie oomblik langs ons kom sit en ons hand kom neem en ons hand styf vashou en ons lei na die hart van die evangelie. Hierdie woorde van Paulus, dit wat ons nou saam gelees het, dit wat ons ken, dit is nie maar net 'n droë teologie of 'n oudtydse argument nie. Paulus kom deel iets intiems met ons. 'n Liefdesbrief van God aan jou. 'n Liefdesbrief van die Skepper van die heelal aan jou klein, nietige sondaar, mens. Dis wat Paulus hier kom doen. Hy kom verseker ons dat God se genade groter is as ons twyfel. Hy kom bevestig in ons lewens dat God se genade groter as ons swaarste sonde is. Dat God se genade groter as ons mees gebroke oomblikke in ons lewens is. Hierdie woorde van Paulus vanoggend is as ware 'n uitnodiging om op te kyk na die kruis van ons Here Jesus Christus en te weet en te glo en te bely. Ek is geliefd. Ek is vergewe. Ek is genoeg in Christus Jesus. En kom ons stap saam deur hierdie teksgedeelte en kom ons bid en ons vra om die Heilige Gees om ons te lei en ons harte aan te raak met die waarheid van God se onwankelbare liefde en sy genade onbeskryflik groot. Paulus begin hier met 'n vraag wat die Jode in sy tyd mee besig was, waarmee hulle geworstel het. Hierdie vraag het hulle baie besig gehou. Watter voordeel is daar vir 'n Jood? Of wat maak dit spesiaal om 'n Jood te wees? Wat maak ons anders, vra die Jode. Hulle trek die lyn ook daar na die besnydenis toe. Wat is die nut van die besnydenis? Wat is die waarde van die besnydenis? Ja, ons weet hierdie verbond wat God gesluit het, ons ken dit baie goed, maar watter nut het dit vir ons vandag, vra hierdie Jode vir Paulus. En hierdie vraag wat die Jode vra is nie net vir hulle nie, dis nie net tydgebonde binne hulle omstandighede nie. Dis ook vir ons vandag, want dieselfde vraag kan ook vir jou gevra word vanoggend. Wat maak jou so spesiaal dat God jou liefhet?
maak jou so spesiaal, dat God sy genade vir jou gee, onverdiende genade? Wat maak jou so spesiaal, dat God aan jou sy aandag gee? In 'n wêreld waar daar biljoene der biljoene mense is. Wat maak jou so spesiaal, dat hierdie lewende God tyd saam jou en met jou wil spandeer? Wanneer ons met onsself eerlik is, en wanneer ons na onsself kyk, en ons foute raak sien, en ons gedagtes ken, meer as gereeld voel ons maar bloot onbelangrik, net soos 'n druppel in die magtige oseaan. En dan kom Paulus, en hy kom antwoord hierdie argument, hierdie vraag wat gestel word, soos hy dit regkry, baie eenvoudig, maar tog baie duidelik, doelgerig en met krag. Hy sê die Jode was spesiaal, omdat God sy woorde aan hulle toevertrou het. Hy het sy beloftes, hy het sy wet, hy het sy plan van verlossing eerste vir hulle gegee. Hy het hulle gebruik as hierdie instrument of hierdie werktuig van goddelike openbaring. Hulle was die draers van sy openbaring, hulle was die lig vir die wêreld. En die voorreg wat hierdie Israel beleef het, is 'n voorreg wat ons verstand te bowe gaan, want ons is bloot ook maar net diegene wat daarvan lees en dit hoor, wat God het hulle gebruik om sy woord aan hierdie wêreld te openbaar, om homself in hierdie wêreld te openbaar, as die enige ware lewende God. Daar is geen een buiten hom nie. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om te weet en te kan sien en te kan beleef dat die skepper van die hemel en die aarde sy hart deel met mense nie. Sy woorde deel met mense nie. En tog kom Paulus in hierdie gedeelte en hy sê, die voorreg gaan nie hier oor dit wat die mense verdien. Die voorreg hier is om te kan weet wie God is en dat dit net oor hom gaan. En dan kom die groot vraag, die opvolgvraag. Wat is die Jode dan ontrou is? Wat is hierdie Jode wat aan hierdie voordeel geniet om die mense te wees waarin God sy woorde toevertrou het? Wat is hulle rug op omdraai? Wat is hulle tekortskiet? Wat is hulle die sonde volhard? Wat is hulle net soos ons vandag val om God se wet te hou, om sy liefde te weerspieël? Maak hulle ontrouheid, God se beloftes ongeldig? Maak hulle ontrouheid dat God nie meer in staat is om te wees of te doen nie? En dan kom Paulus se antwoord en dit tref ons soos 'n golf van hoop. Hy sê, nee, stellig nie, dit is geensins so nie. God bly getrou en God sal getrou bly staan, selfs wanneer die mens ontrou is. God se liefde word nie gekanselleer of hou op werk as gevolg van die mense foute nie, as gevolg van die mense tekortkominge nie. Sy beloftes word nie ongeldig omdat ons struikel, omdat ons rug op hom draai nie. Paulus kom verklaar in hierdie gedeelte 'n belydenis waarin ek en jy moet vashou. God is waaragtig, sê Paulus, selfs al struikel elke liewe mens. Dit is die kern van die evangelie. Dis die kern van ons belydenis. Dis die kern van ons hoop. God se genade hang nie af van ons prestasie nie. God se genade hang nie af van hoe vroom of hoe oulik of hoe mooi jy is nie. God se genade hang nie af van hoe goed jy leef nie. Nee. God se genade hang af van sy karakter. Wie hy is, wie hy beloof het om te wees en wie hy sal bly tot in alle ewigheid. Die God sonder 'n begin en 'n einde, die Alfa en die Omega.
Paulus is mens, hy weet hoe die denke van mense werk, hy weet hoe ons dink, en hy gaan dieper in op die vrae wat in ons harte opkom. Sommige mense het gevra, as ons sondes God se geregtigheid laat uitblink, of mooier laat lyk, of sterker laat lyk, is dit dan nie goed dat ons juis sondig nie? Is dit nie dan vir ons beter om meer sonde te doen nie, want dan word hierdie genade van God al hoe groter en al hoe sterker en ook selfs al hoe meer duidelik. As my foute God se genade meer sigbaar maak, waarom word ek dan nog daarvoor geoordeel? Eintlik kom doen ek mos net dit wat hy van my vra. Ek kom toon sy genade aan 'n verlore gaande wêreld. Ek kom wys vir hulle hoe groot God is deur om groter en meer sonde te doen nie. Dis die denke van die mense, dis die argument wat hulle hier met Paulus loods. Dis 'n gevaarlike draai in ons menslike logika. 'n Verskoning om in sonde te bly leef, ten spyte van hierdie onverdiende genade wat as 'n skatkis aan jou toevertrou is, om die sonde te bly voortleef. Dis asof die mens sê, laat ek maar kwaad doen, want dit maak God se goedheid net meer duidelik. Hierdie samelewing waarin ons vandag leef, geliefdes, is hierdie die menslike logika. Dis hoe mense redeneer. Ag, God sal verstaan, hy sal my vergewe, dis mos wat hy doen. Daar is nie 'n sonde groot genoeg om my die hand van die Here te red nie. Gelowiges beleef so 'n gemaksone van hulle eie menslike oortuiging. Dis glad nie wat Paulus hier vir die mense sê nie. Dis glad nie hoe hy hulle antwoord nie. Paulus verwerp hierdie idee met krag en met doelgerigtheid. Hy sê God se geregtigheid gee ons nie die goedkeuring om sonde te doen, of om sondig te wees, of om in sonde te lewe nie. Inteendeel, die goedheid van God, sy genade, sy verlossing, die voorreg wat ons beleef om deel van sy familie te wees, kom plaas 'n roeping op ons om te verbeter, om anders te wees en anders te klink en anders te doen. Juis hierdie genade wat ons onverdiend beleef, lei ons om uit die duisternis van ons eie wee te stap na die lig van sy genade en daarin te leef. Ons sondes, moenie vir een oomblik dink dat jou sonde en jou ongeregtighede en jou oortredinge en jou skuld God se genade groter maak nie. Sy genade is reeds onmeetlik groot, geanker in sy seun Jesus Christus. Dis nie jou en my mislukkings en ons tekortkominge wat God se liefde in hierdie wêreld laat skyn nie. Nee, sy onveranderlike karakter is die werktuig van sy openbaring en sal dit ook bly en wees in jou lewe en ook in my lewe. Dis die waarheid, sulke waarheid wat ons in die Bybel raak lees, wat ons harte breek, maar terselfdertyd ook ons harte weer heel maak. Dit breek ons harte, want ons ken onsself en ons staan voor die spieël van die lewe en ons besef werklik ek verdien dit nie. En as ek na my eie lewe kyk en my eie woorde hoor, my eie planne wat ek beraam sien, dan besef ek my lewe is geneig om verder van God af te wees. Want dan lees ek van hierdie onverdiende guns en genade wat ek ontvang, dan breek dit my hart. Want dit maak ook my hart heel. Hoekom maak dit my hart heel? Want dit is vir my. Dit is die voorreg van God se onvoorwaardelike liefde. Dis vir my, sy kind, hierdie hand van genade, wat 'n tydelike regdeur tot 'n ewige karakter het, is oor jou en is vir jou. En dis wonderlik. Nou hierdie gedeelte in Romeine 3 wat ons saam gelees het, is soos 'n fondament vir die groot waarheid, wat Paulus later in hierdie selfde hoofstuk
uitspel. Ek wil dit graag vir ons lees, dis daar vers 23 en 24, wat dit so mooi saamvat, eintlik presies wat ons probeer sê vandag. Vers 23 wat lees, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing, wat in Christus Jesus is. Ons waarde, jou waarde, ons hoop, jou hoop, ons verlossing, jou verlossing, lê nie in dit wat jy kan doen, wat ons kan doen nie. Maar dit lê in wat die Here Jesus Christus reeds gedoen het, reeds betaal het, reeds laat opskryf het. Dink net vir 'n oomblik aan die bekendste verhaal in die Bybel, die kruisiging van ons Here Jesus Christus. Hoe hy gekruisig is, geliefdes, hoe hy gebreek is, hoe hy daar gehang het, met spykers deur sy hande en sy voete, met 'n kroon van dorings op sy kop. Nie omdat hy moes nie, maar juis omdat hy jou en my, sy kinders so lief het. Hy het die straf gedra, wat ons verdien het. Hy het die skuld betaal wat ek en jy nooit sal kan betaal nie. En hy het uit die graf uit opgestaan en hy het die dood oorwin en hy het daarmee saam vir elkeen van sy kinders 'n nuwe lewe gegee, 'n nuwe identiteit gegee. Dat ons nou al weet, ons burgerskap is in die hemel en nie op die aarde nie. Daar is daar nie 'n ware kind van die Here 'n behoefte om vir ewig hier te leef nie, maar om uitgehonger te wag en te streef na die volmaakte tyd in God se heerlikheid daar in die ewige lewe. Dit is die genade waaroor Romeine 3 vers 1 tot 8 praat. Genade wat nie afhang van jou goedheid nie, maar genade wat afhang van God se karakter. Dat hy getrou bly tot in alle ewigheid. En wat beteken hierdie waarheid vir jou en my vandag? Dit beteken dat jy nie hoef te bly worstel met hierdie vraag of ek goed genoeg is vir God nie. Jy hoef nie in die aande wakker te lê en te wonder, kan God my nog lief hê nie? Is daar nog plek vir my in sy boek van die lewe nie? Nee. Jy kan juis op jou kussing lê met trane van blydskap en bely, vir my, ten spyte van dit, ten spyte van dat, vir my het U lief, vir my het U gekies, vir my is daar hoop, vir my is daar lewe. Wanneer 'n mens die genade van God in Christus Jesus besef, is dit jou reaksie op genade. Ek verdien dit nie, maar ek het dit. Ek gaan dit nie begrawe nie, ek gaan daarmee worstel, dit gaan my lewe oorneem. Jy hoef nie wakker te lê om te dink of die Here jou werklik kan lief hê nie. Hy het jou lief, en niks sal jou kan skei van die liefde van God wat in Christus Jesus ons Here is nie. In Jesus Christus is jy reeds geliefd. Jy's reeds vergewe. Jy's reeds aanvaar. Jou foute en jou tekortkominge en jou sonde definieer jou nie. God se genade, God se liefde, God se hand van redding, dit definieer jou, o kind van God. Jou sondes is nie die einde van jou storie nie. Nee, geliefdes. Die kruisiging, die opstanding, die hemelvaart en die wederkoms en die ewige lewe, dis die einde. Dis waarna toe ons werk. Miskien sit jy vandag hier met 'n hart wat swaar is van skuld. Miskien is daar 'n sonde in jou lewe wat jou nie wil los nie, of 'n sonde wat jy nie kan los nie. Daar is dalk vanoggend hier binne in jou 'n wond wat nie wil genees nie. 'n Twyfel wat jou geloof laat wankel. Hoor hierdie woorde. Hoor dit duidelik en hoor dit mooi. God se genade is genoeg. In Jesus Christus is daar vergewing vir elke sonde, genesing vir elke wond, hoop vir elke twyfel. Jy hoef nie jouself te bewys nie.
Christus Jesus het reeds alles bewys. En vir die van ons wat die voorreg het, wat al lank in die geloof wandel, is hierdie teks 'n oproep om nooit die wonder van genade te vergeet nie. Dis maklik om gewoon te raak aan die evangelie. Dis maklik om in hierdie afvallige voetspore te loop van die een wat dink hy is beter as iemand anders. Dis maklik om ook te redeneer, as ek na al die ander mense kyk, verdien ek verlossing, verdien ek genade. Dis maklik om in hierdie strikke te trap. Maar Romeine 3 herinner ons genade is onverdiend. En dit roep ons op om met dankbaarheid te leef. Moenie die Here jou God versoek nie. Nee, los die sonde, breek daarmee en gaan leef 'n lewe wat gevul is met genade en liefde, wat nie die wêreld van jou af kan wegneem nie. En ek sluit af. Romeine 3 vers 1 tot 8 is 'n lig in die duisternis van ons twyfel. Dit vertel ons dat God se genade nie afhang van wie jy is, of wat jy het, of wie ons is nie, maar van hom alleen. Dit is 'n genade wat in Jesus Christus aan die kruis geskenk is. 'n Genade wat vandag nog vir jou wag, en elke dag daarin vir jou wag. Kom dan na hom toe, kom na die Here Jesus Christus toe. Hy sal jou rus gee. Neem jou sondes, neem jou tekortkominge, neem jou laste en plaas dit by die voete van Jesus. En hy sal jou van die verlossing ontvang. Gaan leef nou. Gaan leef as mense wat geliefd is deur die lewende God. Gaan leef as mense wat gered is deur die lewende God. Gaan leef as mense wat onverdiende genade ontvang het, sonder dat jy daarvoor gevra het, en sonder dat jy dit verdien het. Gaan leef as mense wat vergewe is. Gaan leef as mense wat deur God liefgehad word. Mag die Heilige Gees ons harte vul met die vreugde van hierdie genade, en mag elkeen van ons gaan lewe nou, tot eer van God. Want hy is die begin, en hy is jou einde. Amen. Kom ons dank. Ons dierbare Here, Hemelse Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Baie dankie dat ons kan weet, Here, ons hoef nie te twyfel aan u liefde nie, u genade nie. U het dit vir ons gegee, en u is 'n God van beloftes, wat getrou bly van geslag tot geslag. Help ons, Here, deur die Gees en deur die woord, om in dankbare gehoorsaamheid tot u te lewe. In Jesus naam bid ons in die werking van die Gees. Amen.